Vriend, sal van die wonderlike naam van Vader, Seun en Heilige Gees. Sal van die wonderlike naam van Vader, Seun en Heilige Gees. Sal van die wonderlike naam van Vader, Seun en Heilige Gees. My toeps, sal van die wonderlike naam van Vader, Seun en Heilige Gees. Hey, sal van die wonderlike naam van Vader, Seun en Heilige Gees. Vriende, baie welkom en geliefdes, baie welkom by vandag se erediens. So bly julle kon dit almal maak, yes, plek is vol. Spesiale hallo vir my ou dogtertjie al die pad van Joburg af. Hallo my poeps, so bly jy kon jou tydjie afstaan of vir ons 'n bietjie te kom kuier. Ja, sy's eintlik op pad na 'n groot adventure toe. Soos in volgende week daarna, volgende week actually, want vandag is die eerste dag van die nuwe week. Dan sy op pad Europa toe. So wanneer ons alweer gaan sien, net Vader sal weet. Maar ja, my skat, geniet dit hier saam met ons en dankie dat jy die tyd gemaak het om vir ons te kom kuier. En ek dink regtig, weet jy, dit is so amazing. Ons weet ek loop ons nou met ons pad oor die berg predikasie, né? Weet jy net hoe amazing is God? Hierdie boodskap gaan spesiaal vir iemand iets beteken vandag. Nie net vir een persoon, maar ek dink tog wel vir ons almal. Want onthou, ek het nou al gestap deur die saligheidsspreuke. Ek het laasweek gesels oor die sout. Vandag gesels ons oor die lig. Ek is so opgewonde om te hoor wat die Here vir ons wil sê aangaande dit. Maar kom ons sluit dit gou die oor. O allerheiligste almagtige koning van alle konings, Jahweh, Here ons God, Vader, dankie dat ons hier saam in u teenwoordigheid kan wees. Vader, u sê in die woord, wat 2 of meer saam vergader, u sal daar wees, Vader, en dit is hoe ons weet, dat ons weet. U is, Here, dankie vir die seëninge, dankie vir die goedheid, vir die guns, vir die liefde, die genade, en ja, Here, ook die geduld. Vader, ek wil u vra, laat ons almal die wêreld nou daar buite los, en Vader, net sal luister wat u van ons wil sê. My God, laat die woord op vrugbare grond val, en laat dit regtig sal groei, Here. O allerheiligste Skepper, en laat ons elke een anders hier uit sal stap, as wat ons hier ingestap het. Vader, seën die woord, seën ook hulle wat dit ontvang. Dank en ek loof en ek prys in die grootste naam wat ek ken. Dit is Yeshua Mashiach. Amen. So ja, vriende, kom ek deel gou vir ons Matteus 5 vanaf vers 14 tot 6. Ek gaan maar weer begin vanaf vers 13. Julle is die sout van die aarde. Ons moet net mooi luister wat Jesus hier sê. Hy sê nie julle gaan word of kan word nie. Hy sê julle is dit alreeds, né? So hy sê julle is die sout van die aarde. Maar as sout laf geword het, waarmee sal dit gesout word? So sout kan nie meer vir sout smaak gee. Ons het dit ons laasweek bespreek, en onthou? Mooi irrie. Dit deeg nêrens meer voor as om buite gegooi en deur die mense vertrap te word nie.
Nou sê Jesus weer, julle is die lig van die wêreld. 'n Stad wat bo op 'n berg lê kan nie weggesteek word nie. 'n Mens steek ook nie 'n lamp op en sit dit onder 'n maatemmer nie, maar op 'n staander. En dit skyn vir almal wat in die huis is. Laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik. Amen. Jesus, wat 'n wonderlike woorde. Sien, daar sê Jesus alreeds vir ons is die lig. En hoe ons wandel, hoe ons met mense praat, hoe ons waarever ons ook al gaan in hierdie wêreld, want hy sê mos waar ons die wêreld is. Laat die mense ons goeie werke sien en dat hulle God verheerlik. Ons vat nie die heerlikheid vir ons, want eintlik is ons dit nie waardig nie. Dit alles kom van genade van God. My poeps. En ek het dit nie opgemaak nie. Daar was 'n pa. Hy het vir sy kind 'n klein lampie gekoop toe sy klein was, om in haar kamer te sit. En dan natuurlik soos hulle mos so jonk en klein is, hulle mos maar bang vir die donker. Lig aangesit, dat die duister mos nou moet verdwyn. En die lig het mos maar so lank al bed elke aand aan en af gegaan. In die oggend sit sy mos maar af, aande sit hom weer aan. Jare later toe word die kind so groot, toe word sy nou 18 beweeg uit die huis uit. Maar pas hoor jy vat 'n lampie so. Nee, pa, ek het hom mos nie meer nodig nie. Ek mos nou nie meer so bang nie. Pa sê nee, vat hom so. Vat hom so. Want hierdie lig was nooit vir jou kamer nie, maar dit was om jou te leer. Jy is nie gemaak vir die donker nie. Jy is gemaak om lig te dra. En toe sy eendag alleen sit in 'n wêreld vol besluite en onsekerheid, sit sy die liggie aan en sy onthou, lig verander nie die plek nie, dit verander hoe jy leef. Johannes 8:12 sê vir ons, wat Jesus vir ons nog sê, ek is die lig van die wêreld. Wie my volg, sal sekerlik nie in duisternis wandel nie. Sien vriende, wanneer Jesus sê jy is lig, beteken dit dat jou identiteit verander. Dit beteken jy is nie meer deel van die duisternis nie. Jy verdryf die duisternis. Het julle geweet, lig kan duisternis verdryf, maar die duisternis kan nie lig oorrompel. Daar's nie 'n manier nie. Daai liggie sal ons altyd skyn. Hulle sê altyd daar is darm lig in die tonnel. Jy kan dan 'n lig in die tonnel sien. Met ons weet ons wat dit beteken is, jy kan die lig in die tonnel sien. O, daar's hoop. Jesus is die lig, wat so hy is mos die hoop. En weet jy, hy het nie nodig net om 'n liggie te wees nie. So een doetjie nie. Hy kom die hele plek verlig, want hy is lig. Sien, ons dra iets van God in ons. En dit is daardie lig. Maar vriende, ons weet ook almal dat ons lig kan verdof. Ons weet dit. Want hoe verder jy van Jesus afwandel, afbeweeg, wegbeweeg. Dis is ons daai voorbeeld wat ek gebruik het van 'n haardroër. Jy kan net so ver met hom gaan wanneer terwyl hy ingeprop is, anders wanneer hy uittrek gaan hy mos nou nie meer werk nie. Net soos Jesus. Jy moet ingeprop bly hom, bly by ingeprop by hom bly. Want soos wat jy verder gaan en hy trek uit, dan breek hy mos af. Waar gaan jy jou krag vandaan kry? So ons moet naby aan ons verlosser met ons leef, sodat ons nie verdof nie. Jy sien, ons soek mos nie ons waarde by mense nie. Want wat kan 'n mens ons tog bied? Wat kan 'n mens jou bied? Ek weet 'n man en 'n vrou bied vir jou veiligheid, vrede en al daai goedes, maar vergaan dit tog nie maar als nie. En dan wat kan 'n mens nog steeds vir jou bied? Maar ons kry ons. Wat kan Jesus vir jou bied? Ek dink ons elke keer kan met daai gedagte net gou so 'n bietjie in ons kop maal. Wat kan Jesus vir jou bied? And what have you got to lose to follow him? Wat het jy om te verloor? Ek weet, jy verloor net jou slegte idees, jou slegte gewoontes. Dis al wat jy verloor. Jy verloor vriende, maar as jy dan vriende verloor,
Is hulle waarlik vriende? Of het God vir jou ander vriende voorberei? Is daar 'n ander vriend wat jou kan help om jou lig te laat helderder skyn? Onthou, dit is ook soos wat jy vuur maak. Jy gebruik 'n klomp kole bymekaar en daai klomp kole gee mekaar mos hitte en dit help mekaar brand en dit word mos 'n groter vuur. Maar nou as jy die een daar uithaal en jy sit hom eenkant neer, hy gaan mos doodgaan. Hy gaan verval, hy gaan flou word. Hy kan nie alleen brand nie. Dit is hoekom dit so belangrik is. Gemeenskap van gelowiges. Want ons bou mekaar mos op. As die een val, kan die ander hom optel. Ons bly nie lê nie, want ons help mekaar. Ja, die vyand like dit om ons te kom toets, want ons gaan getoets word. Dit is 'n feit, ons gaan getoets word. Hoekom? Hoekom moet ons getoets word? En snaaks hierdie week ook met ons stilte tyd. Openbaar God aan my. Julle weet mos daai vraag wat hulle altyd vra. Why does bad things happen to good people? My maggies mense, wat het met Jesus gebeur? Wat het met Jesus gebeur? Nou wie is ons om daai bad stuff vry te spring? As ons verlosser deur soveel sleg moes gegaan het. Sy lewe gegee sodat ons kan lewe. En ja, oor 2 weke vier ons dit weer. Vier ons sy Paasfees. En ek wil net gou daar by staan en mense wat daar luister ook. Hoeveel van ons klein kindertjies? Kom ons sê maar laerskoolkinders. Nee, want dit is nou nogal ek dink 'n probleem. Vier Paasfees met die idee van hulle kry 'n paaseier. Weet hulle werklik waaroor gaan Paasfees? Of is dit net chocolates? Gaan soek ietsie. En ek dink dit is ons as ouers, dit is nie onderwysers nie. Ons as ouers se plig om vir die kinders te sê, jy gaan soek nie 'n eier nie. Soek Jesus. Die een wat die eier gemaak het. Soek hom. Dit gaan nie oor chocolates nie, dit gaan nie oor Paasfees, dit gaan nie oor 'n wat ook al nie. 'n Haas nie. Jesus is mos nie 'n haas nie. Hy is die verlosser man. Hy het merke in sy hande en sy voete. Dit raak sommer vies vir myself. Maar ja. Maar dit is mos shame. Ek meen hy het alles gegee sodat ons alles kan kry. So, is hy 'n eier. Elkeen gaan verantwoording doen voor die Here eendag. Jy gedink my kind is 'n eier dat hulle hom moet loop soek op 'n Paasfees. Huh? Doen jy mense daai mense skare aan nie, daai kinders skare aan nie. Deur dit nie. Hoe gaan hulle dan ooit weet wie is jou verlosser? Hoe gaan hulle ooit weet waar hulle hulp vandaan kom? Hoe gaan hulle ooit weet hoe om by Jesus uit te kom? Hoe gaan hulle ooit weet waar die ewigheid is? Of is jy ons besig om my kinders in die hel in te sleep? Met die eiers. Dit is of jou eiers gaan dit nie maak wanneer die eiers gaan smel dan. Te warm. So ja, dit is Paasfees wat kom. Ons laat ons lig skyn. Ons gaan praat ons die waarheid. En ons sê mos die mense, weet jy wat, dit gaan oor 'n hoendereier. Dit gaan oor die kruis, mense. Dit gaan oor die kruis. Oor hy wat die lig gebring het vir die wêreld. Jy sien, vriende, hierdie wêreld nê. Hierdie wêreld waar jy jouself nou in gaan inbeleef. Met boeps. Nee. Die wêreld gaan nie altyd jou lig verstaan nie. Onthou, ons leef in 'n donker wêreld. Ewen naby die werk, ons weet hoe dit gaan. Jesus, elkeen vertrap elkeen om ergens uit te kom, om net beter te lyk of beter voor te gee of wat ook al. Elkeen vertrap elkeen. Maar weet julle, Johannes 1:5 sê vir ons, sê Jesus, ek en die lig skyn in duisternis en die duisternis het dit nie oorweldig nie. Jy sien, jy kan dit ook afbreek daar. Die lig skyn nie in die duisternis. Jesus het geskyn, al het hy gesterf het hy nog steeds geskyn. Want hoekom? Hoe kry jy dit reg? Want sy disippels het mos nog steeds gebid en geglo. Hulle het nog steeds vir hom gewag. Alhoewel hulle nie kon geglo het hy opgestaan het nie, ja. Maar het hulle nog steeds gebid nie? Het hulle nog steeds geloof en prys nie? Het hulle nog steeds by mekaar gekom het? So hulle het nog steeds 'n bietjie lig gehad, 'n bietjie hoop. En toe gebeur dit. Toe staan Jesus op. En toe kom hy lig. Toe kom hy lig. By 12. En so groei dit. Maar sien, hulle was altyd saam. Sien, dit is hoekom Jesus ook. Dis hoekom ek gesê het ons twee saam is beter as een saam, want as die een val kan die ander nie optel. Dis hoekom Jesus die disippels nie een uitgestuur het nie. Hy het hulle twee uitgestuur. Want hy het mos geweet.
Wys jy net hoe die woord en Jesus saam die dinge doen, hè? Dat Jesus dit al reeds gedoen het, ons moet dit net glo. Jy sien vriende, wanneer lig inkom, dan wys dit die dinge wat voorheen versteek was. Dit wys die dinge wat lelik was. En weet julle, wanneer die Heilige Gees so met jou praat, ons weet mos wanneer, soos ons al bespreek het, wanneer die Heilige Gees in jou kom woon, wanneer die Here jou hart rein maak, gee hy nie net vir jou 'n nuwe hart nie, maar hy gee ook sy Gees vir jou, om jou te help. Vriende, dit is dieselfde Gees wat Jesus uit die dood uit opgewek het. Dis dieselfde Gees wat by die begin van die wêreld was. Dieselfde Gees woon in ons. Nou as daardie Gees in jou woon, wie kan jou onderkry? Wie kan jou oorrompel? Die duisternis kan nie, want die vyand haat lig. Hoekom dink jy daar gebeur so baie skelm goed in die aand? Want die mense jy nie kan sien nie. Dis hoekom. Nie in die dag nie. Ja, wel hier en daar gebeur goed in die dag, maar meeste van dit gebeur in die aand. Die duisternis. As jy nog groot spotlights op het, loop mense verby by die lig uit. Hulle wil nie in die lig kom nie. Dis hoekom hulle sê die lig wys waar die probleme is. Ons is die lig. Weet jy, ons kan ons nou loop. Kom ons sê ons gaan by 'n winkelsentrum in. En ons weet, hoor hierso, ons gaan eet iets. Waar kom die rekening? Maar iemand aan die tafel kyk so hy sê, maar hoor hierso, hulle het nie my hot chocolate opgelei. Sê ek, my kind, nou kos jy my nou nog geld. Maar was dit nou die regte ding om te doen, of was dit die verkeerde ding vir my om stil te bly? Hoor hierso, jy het vergeet van dit. Want wie moet dan op die einde van die dag betaal? Die arme waiters wat net op tips hy. Dis mos die regte ding om te doen. Jy wys met die regte pad, wys met die regte ding. And it doesn't cost you money. Dit kos jou net geloof en liefde vir mense en vir God. Want is dit nie wat Jesus ook gesê het vir nuwe verbond nie, ons moet mekaar lief hê soos onsself. En is dit nie omgee vir jou naaste nie? Pragtige voorbeeld. Pragtig hier. Sien vriende, waar jy gaan, neem jou lig saam. Filippense 2:5 sê vir ons, onder wie julle skyn soos lig in die wêreld. Sien, lig wag nie vir die perfekte plek nie. Dit skyn waar dit is. Daar sal nooit 'n perfekte plek op hierdie aarde wees waar jy jou lig kan laat skyn. Jy moet skyn waar God jou op die perfekte plek sit. Jy is perfek gemaak volgens sy beeld. En dis al wat perfek is. Dan moet jy skyn. As ons elke iemand kan aanraak en aanraak en aanraak en aanraak, nader is daar 10. Hoe groot is daai lig nie dan? Hoe helder brand hy lig dan? Jy sien vriende, weer eens kos dit iets van ons. Ons moet gewillig wees om na die Here te luister. En weet jy, lig gee ons hoop. Jesus sê hy is die lig, wie nog bly sal nooit in die duisternis bly. Soos ek ook gesê het, Jesus gee nie vir jou 'n skietlampie. Skietlig wat en ek kan volgende week wys. Hy gee vir jou net vir die volgende stap. Dit is hoe great Jesus ook is. Hy jaag jou nie aan nie. Hy loop stadig saam met jou, voetjie vir voetjie. Ons hardloop nie 'n maraton nie. Ons hardloop actually 'n maraton, nie 'n sprint. Dis 'n pad, 'n lang pad, maar elke dag is die lig daar. Ons moet dit saamneem. Ons moet dit laat brand. Ons moet. Maar so onthou net, die vyand het gekom om te kom wat doen? Te kom steel en te vernietig. En hy wil jou lampie uitblaas. Hy wil hom doodmaak. Want hy haat die lig. Dit soos wat hy ons haat. Hy doen. Maar ons weet, ons verlosser is sterker as hy. Hy het klaar vir ons die oorwinning behaal. Vriende, klaar vir ons die oorwinning behaal. Ons, weer eens, dit vashou en dit glo. Eintlik sê dit is so maklik soos val uit die boom uit, maar dis nie eintlik regtig nie. Ek dink ons almal struikel so af en toe bietjie met ons geloof. En ja, met vertroue, want ons is mos nog maar in ons sondige natuur. Maar weet jy, as jy dan net terugflits en net sê, o Here help, vergewe my. Hy's daar.
Hy help, waar die vyand vir jou sal lag en weghardloop. Lekker geval weer. Nie Jesus nie. Hy staan stil, hy tel jou op, hy herstel jou. Dis wat Jesus doen. Hy hou jou lig aan die brand. Dis hoekom ek gesê het, leef naby hom. Sien, ons ligte moenie net in die wêreld skyn waar ons uitgaan nie. Ook daar waar niemand ons kan sien. Daar waar ons alleen is, daar waar ons eensaam is. Tot daar moet ons lig laat skyn. En onthou, ons sal nooit alleen wees nie, want Jesus het gesê hy sal ons nooit alleen laat nie. Die Heilige Gees gaan oral saam met ons. Hy is in ons harte. Hy stap die pad saam met ons. Ons sal nooit alleen wees nie. Wees getrou. Lees jou Bybel, bid elke dag. Dit gee jou krag. Jou keuses bepaal hoe helder jou lig skyn. Sien weer eens vriende, jou keuse. Jy. Niemand anders kan dit vir jou doen nie. Efesiërs 5 vers 8 sê ons vir ons, wandel soos kinders van die lig. Dis hoekom ek sê ook, jou ja moet jou ja wees, jou nee moet jou nee wees. Ja, en vandag se dae is dit moeilik. Ons almal stryk, ons almal val, maar weet julle, ons staan dadelik weer op. Al val jy 100 keer, staan jy 100 keer op. Want God gee jou krag. Maar moet net nie so val dat jy nooit weer kan opstaan. Moet net nie so val dat die vyand jou daar vashou en jou prop heeltemal uittrek nie. Sien, elke keuse bou of breek ons getuienis. Hoe wil jy hê moet die mense jou sien? As hierdie wow, just check it out, hy dit en hy die en hy daai. Of wil jy eerder weet, hoe sien Jesus jou? Daar gaan 'n groot verskil wees. Groter. Waarna kyk die wêreld? Die wêreld kyk na geld, karriere, klere jy dra. Waarna kyk God? God maak nie vir hom saak nie. Dit is hoekom Jesus sonder 'n beursie rondgeloop het. Hy het nie geld gehad nie, maar Vader het voorsien. Hoekom was hy nie skatryk nie? Die wêreld behoort dan aan hom. Hoekom het hy nie in 'n paleis gebore nie? Dis sy wêreld. God, die wêreld is juis vir hom geskaap. Hoekom nie? Toe hy nie die beste ossewaas gehad wat hom mee kon ronddry. Hy het geloop in die stof. Ons verlosser het geloop in die stof. Is dit nie nederigheid nie? Het hy nie ons kom wys hoe om te lewe? En tog het hy nog steeds die lig saam met hom gedra, want hy is die lig. Die duisternis kan dit nie verdryf van hom af nie. Ook nie van ons af nie. Solank ons bly glo. Sien vriende, wat ons kyk, wat ons luister en wat ons sê, vorm ons. Hulle sê ons wat die hart van vol is, loop die mond van oor. As jou hart vol is van God se woord, gaan wat daar uitkom ons net opbouend wees. Gaan ons lig wees. Gaan ons help wees. Gaan ons liefde wees. Gaan dit soos die wêreld wees. Ons weet mos, jou sterkste spier in jou lyf is jou tong. Want hy kan enigiets breek. En hoe kan ons op 'n Sondag die Here kom loof en prys met daardie tong en dan in die week daai selfde tong gebruik om sy skepping te vervloek? Dis nie reg nie. Dan het jy mos nie die lig nie. Dan as jy mos nou net 'n Sondag, jy dra net jou lig op 'n Sondag. Die wêreld sê, doen wat jy wil. God sê, kies wat lewe bring. Sien vriende, ons hoef nie perfek te wees om ons lig te laat skyn nie. 2 Korintiërs 4:7 sê vir ons, maar ons het hierdie skat in eretkruike. Dis ook wat gesê het, God gebruik nie perfekte mense nie. Hy gebruik beskikbare mense. Ons het nie nodig om geleerd te wees nie. Ons het nie nodig om sulke etikette agter ons name te hê nie. Ons maak almal foute, ja. Ons gaan soms twyfel, ja. Hoe gaan jy groei? Hoe gaan jy jou geloof versterk? Ons gaan soms struikel. Maar God gee vir ons altyd 'n pad terug. Sorg net dat jy nie ver van hom af is. Want as jy te donker gaan lewe, gaan die donker jou oorweldig. Die lig gaan verdwyn. Jy gaan gelykvormig raak in die wêreld. And don't do that. In die ewigheid
is regtig 'n ewigheid. Sien, vriende, ons ligte is vir ander mense. Matteus 15:16 het ons gesê dat julle goeie werke kan sien en julle Vader verheerlik. Ons lig is nie vir onsself nie, maar ons is die ligdraers. Ons raak mense aan, ons help mense, ons is lief vir mense. Dis wat ons doen. Jy sien, ons geduld kan iemand se hart oopmaak. Ons eerlikheid kan respek bring en jou geloof kan hoop gee. Want ons glo mos. Dus kom ek sê, bly naby die bron. Johannes 15 vers 5 sê, sonder my kan julle niks doen nie. Sien, lig sonder bron gaan dood. So ek gesê het, daai vuurtjie wat jy aangesteek het, as jy een kool uithaal, gaan hy mos doodgaan. Maar as hy saam in 'n groep is, word hy 'n groter lig. Hy verhelder alles. Ons krag kom nie uit onsself uit, my vriende. Ons lig kom uit die verhouding wat jy met Jesus het, met jou God het. Dis waar jou lig vandaan kom. Ons weerkaats die lig. Onthou, liefie, gebed hou jou verbind met God. Die woord rig jou pad, die Bybel. En sy teenwoordigheid gee jou krag om aan te hou. Wanneer jy naby aan Jesus bly, hoef jy nie te probeer skyn nie. Dit gebeur self. Vriende, die wêreld waarin ons leef raak al hoe donkerder. Mense soek antwoorde, mense soek hoop, mense soek iets eg. En Jesus kyk na sy kinders en sê, julle is die lig van die wêreld. Nie net in die kerk nie, nie net op Sondag nie, maar elke dag, oral waar ons gaan. Miskien voel jou liggie klein. Miskien voel dit asof dit nie saak maak nie. Miskien wonder jy of iemand dit ooit raak sien. Sien, as jy nou weer eens gepla oor wat sien die wêreld of wat sien God. Maar onthou dit, 'n klein lig in 'n donker plek maak 'n groot verskil. Daar is lig aan die einde van die tonnel. Ek kan die lig sien. Die lig bring vir jou vrede. Die lig laat jy sien waar jy loop. Jy loop nie goed vas nie. Hoe nader jy aan die bron is, hoe helderder skyn jou lig. Vriende, ons moenie ons lig wegsteek nie. Ons moet dit ook nie afskakel nie. Moenie dit verander om by ander te pas. Want wanneer jy skyn, wys jy nie net wie jy is nie. Jy wys wie God is. Jy dra mos God se naam, God se belang op hart. En hoe weet ons dat ons Jesus is wie hy sê hy is? Hoe weet ons dit? Want vriende, daar's 'n ding wat Jesus mos gedoen het die aand voor sy kruisig. Wonderbaarlik. Ek meen, dink vir jouself op. Sê maar jy het nou geweet môre gaan jy geslaan, gespoeg, gegeesel, gekruisig, alles. Daai pyn wat vir jou voorlê. Ek meen, gaan jy nou regtig nog vanaand lekker saam met jou chommies wil sit en kuier en gesels en bemoedig? Of gaan jy ergens wil wegkruip met sy uitkom? Ek dink ek moet vlug. Dink ek moet die pad vat somewhere heen wat hulle my nie kan kry nie. Sien, dit is nie wat Jesus gedoen het nie, alhoewel hy geweet het wat vir hom voor lê. Is dit nie amazing? Wys hy nog steeds liefde. En dan kom hy met hierdie belofte en hy sê vir ons, hier's die nagmaal. Gebruik dit. Want hy gaan weer terugkom. Hy gaan ons kom haal. So vriende, Johannes 6 vers 53 sê vir ons, en Jesus sê vir hulle, voorwaar, ek sê vir julle, as julle nie die vlees van die seun van die mens eet en die bloed drink nie, het julle geen lewe in julleself nie. Hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe en ek sal hom opwek in die laaste dag, want my vlees is waarlik spys en my bloed is waarlik drank.
Wie my vlees eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom. Soos die lewende Vader my gestuur het, en ek deur die Vader lewe, so sal hy wat my eet ook deur my lewe. Dit is die brood wat uit die hemel neergedaal het, nie soos julle vaders die manna geëet en gesterwe het nie. Wie hierdie brood eet, sal tot in ewigheid lewe. Ons weet ons van wat se brood Jesus gepraat het. Hy het van sy eie liggaam gepraat wat vir ons uitmekaar het geslaan is. So vriende, om nou die volle seën van die nagmaal te kan ontvang. Wag, ek wil eers vir ons hier begin. Die nagmaal is in die eerste plek 'n gedagtesmaaltyd. Die Here het by die instelling van die nagmaal sê, gebruik dit tot my gedagtenis. Die nagmaal is in die tweede plek 'n waarborg. Daarom sê hy, dit is my liggaam en dit is my bloed. Die nagmaal is in die derde plek die viering van die gemeenskap met die lewende Here en met mekaar. Omdat dit een brood is ons, al is ons baie, saam een liggaam. Met ons het almal deel aan die woord. Die nagmaal is in die vierde plek 'n verkondiging vir ons toekomsverwagtinge. Ons het in die nagmaal die versekering dat die Here een met ons is. Die nagmaal is in die vyfde plek 'n vreugdefees. Hoewel die gemeente die nagmaal met gewyde erns vier, is dit tog 'n vreugdefees, waar die Heiland op 'n besonderse manier die vrugte van sy lyding, sterwe en opstanding deel. So vriende, om nou die volle seën van die nagmaal te ontvang, is dit nodig dat elkeen hom in die teenwoordigheid van die Here ondersoek, voor hy van die brood eet en uit die beker drink, sodat hy nie 'n oordeel oor homself bring nie. Ek gaan net 'n oomblik gee, vriende, as daar iets is tussen jou en iemand wat jy eers by Vader moet los, voor ons verder gaan, is dit nou die tyd. Net jy en God, julle weet wat in jou hart aangaan, hy weet alles. In Korintiërs 11:27 sê vir ons, wie dan op 'n onwaardige wyse hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en die bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef, en so van die brood eet en uit die beker drink. Want wie op 'n onwaardige wyse eet en drink 'n oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie. So vriende, die brood wat ons breek is 'n gemeenskap met die liggaam van die Here Jesus Christus. Neem, eet, dink daaraan en glo dat sy liggaam gebreek is tot 'n volkome versoening vir al ons sondes. 1 Korintiërs 11:24 sê vir ons, en nadat hy gedank het, het hy het gebreek en gesê, neem, eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. In die beker van danksegging, dit is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem, drink en dink daaraan en glo dat sy kosbare bloed vergiet is tot 'n volkome versoening vir al ons sondes. 1 Korintiërs 11:25 sê vir ons, net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament met bloed. Doen dit, so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Want so dikwels as wat julle van hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here, totdat hy weer kom. O allerheiligste almagtige koning van alle konings, Jahweh, Here ons God, Vader, baie dankie weer eens vir hierdie boodskap wat jy vir ons gebring het. Vader, dankie dat ons kon geluister het. Here, dankie dat U ons die lig in die wêreld gee, Here. Help ons regtig om naby aan ons bron te bly, naby aan Jesus, Here, en nie weg te trek. Vader, dat ons ligte helder vir U sal skyn en dat ons regtig, Here, die wêreld 'n ander plek, 'n beter plek maak. Want niks is vir U onmoontlik. Here, dankie dat ons die kinders kan wees. Dankie, Here Jesus, dat ons weet dat U is op pad terug om ons te kom haal. Help ons elkeen, Here, om reg te wees vir daardie dag wanneer U kom. My Vader, ek wil U vra, hier waar ons uit mekaar uitgaan, die paaie wat ons moet volg,
Ja, Here, ook so vir Shanique waar sy haar toekoms nou ingaan. Here, wil U nie U bewarende hand oor haar hou en haar help om die regte besluit, die regte keuses te maak, Here. En laat sy altyd sal weet dat sy weet dat U is haar God. U sal haar lei en U sal haar beskerm en bewaar. Sy kan net vra. Here, ek vra U gaan soms saam met ons elkeen, Here, waar ons hierdie nuwe werksweek ook ingaan. Here, versterk ons daar waar ons moet wees, daar waar ons moet dink en daar waar ons moet werk. Here, en ja, help ons dat ons lig altyd, maar altyd helder vir U sal skyn. Vader, ek dra ook vir hierdie brief van U op. U weet, tussen U en die skrywer wat daar staan. So ek vra ook nou, Here, dat dit afgehandelde saak is, dat dit uitgesorteer is en ons loof U daarvoor. Here, aan U behoort die koninkryk, die heerlikheid, die krag en die mag tot aan alle ewigheid. Amen. Vriende, mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle elkeen wees. Amen. As julle die woorde ken, kan julle maar saam sing.